Die baas soek jou, Dewald. Ek's op pad. Vat 'n kar, vat verhating en gaan Hofmansdal toe van Blerk. Ek wil stories sê oor die Nekker. Ken jy Hofmansdal? Ek was al daar, meneer. Mense is skoon beneek oor die Nekker. Hulle wil nie 'n LV wat van Johannesburg afkom nie, hulle wil 'n plaaslike man. Soos ons nie wat die Nekker stoot nie. Dis 'n ticket wat hom en met die verkiesing. Maar meneer, kan iemand anders nie, ek bedoel... Jy is goed met politieke stories van Blerk. Die wat ek jou stuur, vir jou en Hattan. En ek bly dat tot na die stemdag. Maar as hy uitval, is jylle vrek. Meneer, ek... Is jy nie lus nie, of wat? Nee, meneer, is nie dit nie. Maar as meneer my sal verskoon, ek wil nie Hofmansdal toe gaan nie. Jy wil nie gaan, nie? En hoekom nie, as ek mag vra? Dit is 'n persoonlike saak, meneer. Wel, dis nou interessant. Nou kom ek sê nou vir jou iets van Blerk. Jy's 'n koerantman. Right. En jy het geweet die dag toe jy hier begin werk het. Die koerant kom eerste. Right. As jy nou persoonlike probleme het, is ek nou jammer. Maar nuusblad kom eerste. Meneer, asseblief. Het jy moeilikheid gehad op Hofmansdal? So, jy wil nie praat. Nou oké, nou sê ek vir jou, jy het nie 'n keuse nie. Of jy maak soos ek sê, of jy bedank. Right. Wie sê ons moet Hofmansdal toe gaan? Hofmansdal? Ja. Church. 2 weke op so 'n plekkie. Church. Geef my liever Joburg, man, is daar naby Hillbrow. Ag, Jesus, wat gaan van ou Willie word op so 'n sonnige ou plekkie, hè? Meisies,
kroe, flieks, cripes. Sien jy miskien 'n rooi tapijt ergens, hè? Ek sien niks. Draai hier af. Sou Davy is jy besurk of wat? Vooraf betaal vir 'n 3-ster hotel vir wat wil jy in die plekkie inkry? Wag hier vir my. Ja, Ek soek 'n kamer oop. nou maar goed ou seun, kom binne. Hi juffrou, ek sou Willie Hatting van die nuusblad. Ek spesiaal hier op Hofmansdal om 'n foto te neem van die mooiste meisie op die dorp. Jenny, juffrou, is die waarheid. Kom ons ry. Waarheen nou? Dan lekker waar anders. Ag, Hengelka, dink jy nie kan dalk eers by hotel inboek nie, hè? Buitendien my keelgat is nou so flenters gebars van die dors. Jy kan koeldrank drink of water, is net so goed vir die dors. Kan ons al minstens by 'n koffie stop? Iets, hè? Ai, jy moet my verskoon. Ek kan my oë nie glo nie. Hier stuur my redakteur my Hofmansdal toe om die mooiste meisie op die dorp te kom afneem. Vir die nuusblad. En dis kort 3 minute in die hetjie. Kiers, ek kan my eie oë nie glo nie. Ek's regtig vreeslik jammer, maar ek moet nie. Ag nee, wag, hoorie. Hy ekskuus my slegte maniere, hoor. Ek sou Willie Hatting. Hy, wat drink jy? Kom ek kry vir jou nog ietsie toe. Dit sal net 3 minute vat toe. Wat is jou naam nou weer? Blanche. Genuine. Yes, nog so 'n mooi naam ook, hè. Kiers. Hoor die waarheen kan ons gaan? Ek soek net so 'n paar foto's, so 'n paar met 'n bikini en so 'n paar sonder Ek's bikini. regtig jammer, maar jy moet my nou. Ag, gee my dan net jou telefoonnommer toe. Jy is nie stadig nie, is jy? Nee, regtig is nie 'n trick nie, Genuine, ek sê jou mos. Ek en nou Dewald van Blerk is hier om 'n reeks te doen oor Hofmansdal. Nou wil ons sommer terselfdertyd Dewald van Blerk. Ja, so slapsiere, maar dis nie wat ek vir jou wil sê. Dewald van Blerk wat hier skool gegaan het. Ja, nee. Ja. Ek dink so anyway. My redakteur man, hy gaan my vrek maak as ek daai foto's kry nie. Ag toe man, have a heart man. Nee. Ag, hang man. Ek het regtig geen begeerte om in 'n koerant te kom nie, met of sonder 'n bikini. Okay, alright. Hoorie, los dit. Ek sien ou wat meisies verlei om hulle bikinis uit te trek nie. Ag nee, hoorie, net so 'n paar van jou vriendinne, so die 36 22 36 tipe. Gee my net die nommers man. O, Churchie, kom ou Davy. Hey Davy, kom sit man. Ek kry vir ons iets. Hy dis Blanche. Sy sê sy ken jou van 'n Blanche wie nou weer? Marie. Blanche Marie, sy sê sy ken jou van die skool of iewers. Kom sit ou Blanche man toe. Sit ou Davy man, ek kry vir ons iets te drink. Hallo Dewald. Hallo, Jy het verander, weet jy. Jy het half oud geword. kan jou nie meer onthou nie. Nee, jy sal seker nie. Ek was in standaard 7 toe jy. Toe ek verlede ou Brian met die spies doodgegooi het. Ek is jammer, dis nie regtig wat ek wou sê nie. Jy het nie nodig gehad nie. Kwel het jou dan nog na al die jare. Dink jy dis iets wat 'n mens ooit vergeet? Ek wou nie hiernatoe gekom het nie. Ek het geweet as ek kom, Dit gaan nie vir jou maklik wees, Dewald. Onthou jy nog vir Kali Langerman?
Hy sal bly wees om jou te sien. Ek wil hom nie sien nie. Ek wil niemand sien nie. Ek wil nie met mense praat nie. Verskoon my. Dewald, Hey, waar dink hy gaan hy? Dewald! los hom liewer, Willie, los hom. Church, ek het betaal vir die goed. Nou sê ek het moet drink. Kan jy voorstel hoe gaan ek roes en wanneer laaste ou Willie het 'n Coke en lemoensap gedrink? 1962 met die sonnagskool piknik. Nou sal ek moet sluk ook, hy wil nog na die Necker toe. Ekskuus. Nou ja, ek moet jou sê, ek verwelkom dit dat julle kom help, meneer Van Blerk. Daar's net een ding. Hier's mense op Hofmansdal wat reken dat ek nooit genomineer moes gewees het nie. Ek sal eens baie versigtig moet wees. Jy beter maar alle berigte wat jy skryf eers vir my bring, dat ek daarna kan kyk. Hoe bedoel jy daarna kyk? Kyk of jy goed reg is natuurlik. Ek is jammer meneer De Necker, maar dit word net nie so gedoen nie. Ja, natuurlik, maar Kyk, as jy wil, kan ek vir jy afskrifte laat kry van alles wat ek deurstuur. dan kan ek net sowel in die koerant lees. Presies, dis wat ek probeer sê. Luister, om nou nie harrekwas wees nie. Dis my veld wat jy verstaan. En as ek jou vra om die berigte te sien, het ek 'n baie goeie rede daarvoor. Meneer De Necker probeer tog net begryp, dit word nêrens ter wêreld so gedoen nie. Dis dieselfde as om 'n dokter te vra hy moet sy pasiënt raadpleeg voor hy 'n operasie doen. Nou nie onsinnig wees nie. Ek het nie gekom om dit te twis nie, meneer De Necker. Nee, maar as jy wil saamwerk, dan moet jy saamwerk. Ek het nie tyd om te mors met mense soos jy nie. Ons wil u help. Dit sal ons sien. Voordat jy 'n enkele woord skryf, sal ek eers met jou redakteur praat oor jou. Ek het baie werk, en hier's baie moeilikheid. En jy lyk vir my 'n strante klein mannetjie. U kan hom bel, sommer nou as u wil. Ek sal my nie deur jou laat voorskryf nie, verstaan. Ek sal met hom praat wanneer dit my pas. Intussen het ons twee niks meer op mekaar te sê nie. Jy sal weer van my hoor. Toe sê jy hom met die, sommer net so. Die baas gaan ons smash, joh. Hy gaan ons completely smash. Ek gaan nou oor jou se berigte keer. Kyk Thys, moet my nie verkeerd verstaan nie. Die mannetjie was eenvoudig gestrand en ek kan nie met so 'n man saamwerk nie. En wie hy is? Hy is John van Blerk se seun. Hy het 'n paar jaar gelede tereggestaan op aanklag van moord. Ja, maar hy het onskuldig bevind. Luister nou mooi. Ek wil iets sê. Net vir die rekord. As Van Berg toegelaat het dat jy sy berigte keer, het ek hom persoonlik in die pad gesteek. Jy werk om te doen, neem ek aan. Doen dit en los my man uit. Van Blerk is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie. Hy ken sy storie. Dis goed. Nog enetjie. Ag, Nkosi, wie's ek nou sodanig om nee te sê? Wat het ek teen drank? Of drank teen my? Ek meen dit. Ag, Nkosi is goed vir my. Geef my kos en slaapplek en alles. Ek sal maar lus gee om Nkosi se hotel 'n groot splash in die koerant. Groot write-up. Asai, dis op die huis. Kyk man. Skryf jy nou na die koerant vir jou lekker dat jy by my is? Sê ek wat doen ek vir jou? Kertje, Nkosi, wat? Jou vir die Born Logic. Wauw. Maak jy die berigie? Dan doen ek die ander dinge. Okay, Davy, man. Ek kom. Ek meen te sê ek kom. Maar ek kry stories. Pub of nie pub nie, ek kry stories. Hy hoor die wie wat vertel ou my. Hy sê vir my die rots hier bo teen die berg. Jy weet daar wel 'n myn. Hy sê vir my die rots gaan val. Keert so, die wie wat se storie is dit, hè? En kan jy dink wat gaan die baas sê as jy met jou kroegstories hier aankom? Ag, net 'n ou klein beriggie, man, 'n kleintjie met 'n foto. Ek het amper vergeet om jou te sê, Callie, Dewald van Blerk is terug. Dewald, wat soek hy hier? Ek het gedink jy sou hom graag weer wil sien. Nee, dankie. Ek en hy het niks vir mekaar te sê nie. Niks. Sê die volgende pasiënt moet inkom asseblief, hoor. Jy het al saam met hom kwaad gedoen op skool, Callie. Dis voor hy sy moord gepleeg het, né? Hoe gouer hier pad gee, hoe beter.
Sê die volgende patiënt moet inkom. Maar Dewald lyk ontsettend berig. Vergeet nou van Dewald. Maar julle was altyd maats. Luister, gaan jy maak seker gevra het of nie? Ons werk nou. Ek kan maar slank gaan. Niks met wie jy so baklei, hè? Is dit jou ou of wat? Die dokter meen. Wil jy afspraak hê? Nee, heerlikheid, Henk, nee. Jy wil nie hatting nie. Hoe het jy hier uitgekom? Jy vra nog, ek het my vrek gesoek. Ek skakel nie nou deur. Ek het al die Maries in die boek gebel. Daar's 5. 4. 5, ek het gekyk. Jy het die ou gids gehad, daar's 4. Ag, alright man, ek sal nie strei nie. Hoorie so, Blanche, ek moet 'n storie doen oor die rotsie bo op die berg. En hoe pas ek in jou plannetjies? Wel, ek moet naby genoeg kom om foto's te neem, jy weet. Aangezien ek die plek nie so goed ken nie. Moet ek jou help? Wat die woorde so uit my mond. Baie slim, né? Baie, baie slim. Ag, toe man. Have a heart, man. Nou toe kom. Gert, ou Davie. Ek meen te sê, jy loop die dorp se mooiste meisie. Jy kyk hier is op nie. Hallo, Blanche. Hallo Dewald. Okay, klim in. Wat is dit met julle twee? Kom maar, Blanche, jy sit voor. Langs Davie. Ek's maar altyd agterryer. Kyk, daar's 'n man na bo. Blanche, staan bietjie die kant toe, man. Ag, ou Willie man. Poseer, man, doen. Nee, man, doen iets moois. Trek uit jou blouse. Hy lyk nie vir my so erg. Wat, Jossum. Die kleinste aardbewingkie of wind. En hy's daar af op arme hofmansdalletjie. Sal ek die berig skryf of sal jy? Maak maar net 'n byskrif. Maar hoe kan jy sê geafval as jy nog nie seker is? Ons sê dit nie, ons wonder ook maar soos almal hier op Hofmansdal. Kom ons waai. As jy wil, jy kus me vanaand by ons kom eet. Ek sal nie kan kom nie. Ek het daar's die meisie hier sien, Ria de Wet. Ek en sy het besigheid. Groot besigheid, Jane. Wat van jou, Dewald? Ek weet nie. Jy is nie bang vir ons, is jy? Hou jy van koerantwerk, Dewald? Dis 'n werk. Hou jy daarvan? Ek weet nie. Doen dit al 5 jaar, maar ek weet nie. Dis soos of 'n mens heeltyd op die kantlyn staan. Of jy skryf oor mense wat dinge doen, maar jouself doen niks nie. Dis soos of jy jou mislukkings agter woorde wegsteek. Mislukkings? Dink jy nie so nie? Nee, hoekom sal ek? Ek het al baie daaroor nagedink, Blanche. Soms probeer ek my wys maak. Dis nie waar nie, maar diep in myself weet ek. En ek moet eerlik wees daaromtrent. Jy en Callie Langerman. Julle is so verskillend, weet jy. Ek kan amper nie glo dat julle ooit maats was nie. Hy dra weer die kooksterkie. Kooksterk. Onthou jy nie? Toe julle matriek was, het julle besluit dat die van julle wat 'n sukses van die lewe maak, 'n klub gaan stig. Julle gaan altyd die kooksterkie in die lapel dra. Dit was maar 'n grap. Toe maar, loop was julle die skorrel goed terwyl Dewald en ek 'n pypie rook. Kom Dewald. Isabel, sal jy en Blanche asseblief jou ma help? Nee, dankie Justus, ons bære die skorrel goed vir jou. En moenie weer jou pyp in die sitkamer gaan aansteek nie, hoor. Sien jy nou, ek mag nie rook nie, ek mag nie sê wat ek wil nie, ek mag nie eet wat ek wil nie. Kom sit. Ek glo nie Callie gaan baie van hou nie. Dis Blanche se sake. Maar tog. Stil nou.
Jy sê jy en De Necker was baie dik vriende, né? Ek doen maar net die storie oor. Jy weet natuurlik dat daar baie suurlemoensap geloop het met sy nominasie. Ek hoor party mense is bietjie ontevrede daaroor. Praat julle twee alweer politiek? Jy moet oppas vir die oom Dewald. Hy's 'n regte ou dwarskop. My pa probeer jou voorskryf wat jy in jou koerant moet sê, Dewald. Nou ja, dit hoort ook so. Hoe sal hy anders weet wat om te sê? Dis Callie. Nou vir wat lyk jy so verskrik? Hy het maar net gesê hy kom nie, dis al. Hallo meisie. Dewald is hier. Naand hom eerstens. Naand, tante. Naand, Callie. Callie, jy ken mos vir Dewald. Ja, ek ken hom. Callie man, kom sit jong, kom sit. Callie, sê my, wat het toe gebeur met die cricket vandag? Nee, ons het gewen oom. 'n Beurt en 4 lopies. Ek gaan maak gou vir ons koffie. Callie hier is kaptein van ons dorpspan. Knap cricketspelery. Ja, ek onthou. Jy was al op skool, kaptein Callie. Nee, laat ons liewer nie die skoolherinneringe opdiep nie, Dewald. Net hoe kom ons af op jou? Callie. Is almal nou bang vir die waarheid? Callie hou swaar. Toe maar oom, ek is nie sensitief vir my verlede nie. Nee, ek het nie gedink jy is sensitief nie, Dewald. Jy was nog nooit vreeslik Asseblief, sensitief. Callie. Dewald is 'n gas hier in ons huis en jy het geen reg om hom hier te beledig nie. Toe maar Blanche. Ek is jammer, ek bedoel, as oom met die tante verskoning sal maak. Ek dink dis al so laat. Asseblief, Dewald, sit. Dankie, maar ek dink ek moet maar liewer gaan. Baie dankie vir die ete en alles, Blanche. Dewald, asseblief. Toe maar my kikkie, laat hy maar gaan. Callie, ry. Vat jou kar en ry. En wat soek hierdie meneertjie hier by jou? Ek het hom oorgenooi uit pure oordentlikheid. As jy my soos 'n vloerlap wil behandel, goed. Maar Dewald het jou op aarde niks gedoen nie, niks. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek weet baie goed waarvan ek praat. Jy het eendag op skool saam met hom 'n onderwyser aangerand. En nou wil jy nie daaraan herinner word nie, né? Nee, nou draai jy mos kooksterk. Ek dra dit jammer, ek is trots daarop dat ek 'n sukses met my loopbaan gemaak het. Ek wil nie herinner word aan dinge wat ek gedoen het toe ek 'n kind was nie. Dis 'n deel van my lewe wat verby is, vir altyd. Sommer so. Jy besluit dis verby en met eers is jy onskuldig. So maklik. Wat op aarde is hier aan die gang? Blanche, waar's Dewald? Callie het hom beledig en hy het gery. Verskoon my asseblief, ek gaan nou kamer toe. Oom Lindekoe, kan ek met hom praat? Dis ek, Dewald. Verraaiers, aanskakelies, hensoppers, vandag vrek julle. Adrian! Hou op! Moenie! Oom Lindekoe, dis ek, Dewald, kan ek met hom praat? Vandag loop die bloed by die perde se stange. Gee pad! Ai, ag Church, ag Lindekoe, dis ek. Of wil jy hatting van die nuusblad? Ek skrik nie, ek's nie bang. Kom uit julle freksels. Bring julle Queen. Bring vir Milner. Bring vir Kitchener. Bring die Lotex skrik nie. Hierdie tog net nou die polisie hier. Hulle sal hom wegvat. Meneer van Blerk, doen iets asseblief. Oom Lindekoe, dis Dewald. Ek het kom help. Waar's die vyand? Wie jou gestuur? Generaal De Wet het my gestuur om vir hom te kom sê. Ek vat nie orders van De Wet nie. Loop sê hom. Ek is 'n teleryman. Ek vat nie orders nie. Die Engelse het oorgegee, oom. Hy het my gestuur om hom te kom sê. Oorgegee? Waar? Vereniging, oom. Al die generaals is daar. Die Engelse het gehands op. Kom uit. Stadig nou. Aan in die lug. Hou hulle daar. Vir wat jy so snaaks aangetrek? Waar's jou hoed? Jy lyk my nesse Engelsman. Dis maar my vermom, oom. Goed, kom.
Kompleet net soos die Engelse doktertjie wat die splinters van die koel uit my been gehaal het. Wat sê die generaal? Hy sê hoe moet kom teken vir die vrede. Almal wag daarvoor oor. Die generaals ook. Hoe moet kom teken vir die Engelse se oorgawe. Ek het gedink ons sal hulle dres. Draai jy die geweer en bring die perde. Dan laat ons ry. Kom maar man, ek gaan maak eers julle koffie. Burgers laat de vlaggen wapperen, laat vrije volk zijn wij. En gij dat vol, Die arme ou, hy raak partykeer so deur mekaar. Ek het hoeveel maal vir Tandelia gesê, sy moet die geweer polisie toe vat. 'n Mens weet nooit. Ja, hy was amper groot moeilikheid. Ek het die kar hier voor die deur gesien, so julle is van die koerant. Dis reg, ja. Ek is Roestorff, meneer. Kyk, ek weet nie of jy wil luister nie. Kan ons maar hier praat? Man, oor die foto wat jy in die koerant gehad het, van die klip op die berg. Weet jy iets daarvan af? Meneer, hier gaan moeilikheid kom. Groot moeilikheid. En ek wil dit nie op my gewete hê nie. Rots bedreig Hofmansdal, inwoners bekommerd. Ek sê vir jou, ek wil weet wie het jou hierdie snert vertel. Jy weet ons verklap nie ons bronne nie, meneer Erasmus. Baie gerieflik, né? Nou kyk hier, mannetjie, laat ek jou iets vertel. Hierdie myn is my hele lewe lank se handewerk wat jy hier sien, verstaan? En ek sal nie toelaat dat jy dit afbreek met jou vieslike smeerstories nie. Kyk, meneer Erasmus, as jy 'n verklaring wil uitreik, ons kan dit vanselfsprekend publiseer. Jy het nie die ordentlikheid gehad om my te kom vra of hierdie kinderstories reg is nie. Nee, jy loop skryf hierdie gemors. Jy beskuldig my van roekelose onverantwoordelikheid in die dorp. Jy van alle mense. Of dink jy ons het jou miskien al vergeet? Wat bedoel jy? Jy weet wat ek bedoel. Jy's die man wat die O'Brien-dogter doodgemaak het. Jou eie pa het jou in die straat uitgeskop. Jy met jou rekord. Jy wil die soort van ding die wêreld instuur. Het jy geen gewete nie? As jy nie nag op jou bed lê, kom spook daardie meisie nie by jou nie. Nee, dit sal jou nie hinder nie. Jy's nie die tipe van... Asseblief. Sê vir jou redakteur, as dit deur word sal ek jou verlede teen jou gebruik. Teen jou en jou koerant. Sê dit vir hom. Tjurso, Davy, wat het gebeur? Sê my man. Vat my poskantoor. Poskant? Maar ek moet vir die bel. Ek gaan weg. Hallo Willie. Hallo Blanche. Waar's Dewald? Tjurso, wat het gebeur? Hy bel die baas. Ek weet nie wat nie, maar daar's moeilikheid, man. Wil jy nie met hom praat nie? Vir my sê hy niks. Ons was by die mynbestuurder die boeman. Ek weet nie wat hy vir Dewald gesê het nie, maar Dewald het... Wat het gebeur? Sommer niks nie. Het jy bedank? Het jy? Het Flosie Erasmus vir jou iets gesê van... Ag, die wat jy so ontstel. Kom ons stap 'n entjie toe. Doen my 'n guns asseblief, dink nog net so bietjie daaroor na toe. Wat help dit? Wat help dit alles? Ek probeer leef, maar elke slag dit kom terug daarna, altyd. Om jou eie ontwil, veg terug. Nie almal dink oor jou soos om Flosie Erasmus nie. Jy moet weer glo, jy moet probeer. Blanche, los my liewer alleen. Miskien op 'n ander dag. Ek kan nie nou praat nie. Kom sit eers hier. Kom. Ontspanning. En dan vertel jy my alles.
Niks wat hy gesê het kon tog so verskriklik gewees het dat jy jou so moes ontstaan. Jy is reeds 3 weke in Hofmansdal. 3 weke. Ek loop nie. Eerste dag. Ek het die huis verbygery. Net om te kyk hoe dit lyk. Ek wou ingaan. Maar jy het nie. Nee, jy het nog niks verander nie. Hoegenaamd niks. En moenie probeer verskonings maak nie. Kan ek nie. As pa vanaand by die huis is, kan ek nie. Ek wil net 'n slag. Ek wil net weer in die sitkamer kom sit. Met pa gesels. As ek net kan kom. En alles weer opkrap. Al die ellende, al die skande, al die vernederings. Oh nee. As jy daar die eerste dag kom, miskien. Selfs 7 jaar gelede. Maar nou? Nee. Pa! Water! Kom hier. Tjeks, meneer. Ek het nie geweet meneer kom Hofmansdal toe. Tjeks. Pas van Blerk. Hy het gesê hy sal gou weer 'n draai hier kom maak voor hy die bus kry Pretoria toe, meneer. Stit, wat staan jy? Sê my, wat die duiwel dink jy is my koerant? Dink jy is 'n pindaboekie? En hierdie Rita meisiekind. Ek wil nie weer 'n foto van haar sien nie, gehoor. Leg op ons uit krombene. Hy tjert nie nooit. Ek meen hy bene, ek het dit baie al gesien, honderde kere. Seker hulle gevat ook, skat ek. Ja, oké, ek wil niks van jou seks weet nie. Sê my, ken jy die eienaar van die hotel? Nie baie goed nie, meneer. Betaal jy vir jou drank? Wat bedoel meneer nou? Jy is 'n koerantman en jy betaal wragtig vir jou drank. Nee, liewe magtig, want ek wil nie drop uit sy by redaksie nie. Hy nooit nie. Ek kan miskien vir meneer ietsie reël as meneer net vir my sê wat meneer wil hê. Whisky, dubbel. En vir jou lemoenstap, jy kan nie ontsleep gaan terwyl jy werk nie. Die baas soek jou. Die baas? Jy het met my nekspiere gerek. Sit man. Praat. En jy beter bid as jy my al die pad geniet had red. Wat gaan? Dis net soos ek vir meneer gesê het. Is dit al? Ja. En jy laat my al die pad agter jou aanry, om jy 8 jaar gelede 'n meisie met 'n spies doodgegooi het. En wat moet ek daaromtrent doen? Huil? Meneer Erasmus van die myne Ag, sy foefie man. Skrik nie verstrooi nie. En jy is niks specials nie. Jy is nie die enigste kerel wat al 'n ongeluk gehad het nie. In geval Blerk 'n kook. Ons praat. Nou luister my mooi van Blerk. As jy my weer Hofmansdal toe laat ry oor sulke beselagtigheid. Ek skop jou bas vir jou vol ou skoene, right? Jy bly hier en jy werk hier. En jy skrik nie jou as af vereniging en dink jy's 'n blaf nie, okay? Nou goed. Sê vir my. Waar pas de Nekker in die prentjie? De Nekker? Het gebel. Sê jou stories oor die myn bevark sy verkiesing. Wat het hy en Floors Erasmus om mekaar te maak? Ek het geen idee nie, meneer.
As jy my nie wil sê nie, sal ek self uitvind. En Boetie, as ek moet uitvind, iemand het jou in sy sak, jy sal jammer wees. Right? Fleurs, ek wil net weet, ja of nie. Is die storie oor die rots waar of nie? Jy moenie laat ek my vir jou vererg nie, verstaan? Kyk Fleurs, laat ons kalm bly. Ek ken vir Dewald van Blerk. Vandat hy my begin help het met die verkiesing het hy nog nie 'n enkele fout in 'n berig gemaak nie. Nie een nie. Met ander woorde, ek lieg. Dit het ek nie gesê nie. Jy's op die direksie van hierdie myn, Lourens. Dit moet jy nooit vergeet nie. En ek verwag van jou lojaliteit en ondersteuning. Fleurs, probeer asseblief my posisie ook verstaan. Ek gaan Hofmansdal dalk in die parlement verteenwoordig. Nie net die my nie, die hele dorp. My gewete moet skoon wees. As er maar die geringste moontlikheid bestaan dat die myn die dorp 'n gevaar kan stel. Ja, wat dan? Wel, dan sal ek moet kies. Nou moet jy baie versigtig wees. Nou moet jy baie mooi dink wat jy sê, Lourens. Kan jy nie my posisie verstaan nie? Nee, Lourens. Ek verstaan net dat jy op die direksie sit. Ek verstaan net dat daar op 2 geleenthede groot somme geld aan jou oorbetaal is. En dat ek met die cheque sit wat van die bank af teruggekom het. Maar dit was lenings. Lenings, Lourens. Waar is die dokumente wat sê dit was lenings? Waar is die dokumente wat sê hoe dit terugbetaalbaar is en wat die rentekoers is? Maar jy het gesê is nie nodig nie. Jy het gesê die cheques is genoeg bewys. Verstaan jy nou, De Necker? Proteksels, Fleurs. So jy het my gevang, nee. Ek sal die geld terugbetaal. Nou maar goed. Doen wat jy die beste dink, Lou. Maar ek sê jou net dit. Jy weet ek sal die checks nooit in jou gebruik nie. Tensy jy... Dan is Dewald se berigte tog waar. Dit het ek nooit gesê nie. En dan was jou verduideliking en al jou inligting wat jy aan die direksie gegee het. Dan was dit alles bedrog, nee, Fleurs. As jy gaan praat, De Necker. 'n enkele fluistering van jou af. Onthou net die 2 checks. Omkopery is nie 'n mooi woord nie, nee. Maar as jou paadjie myne gaan kruis, onthou dit. Jy wil parlement toe gaan. Ek sê jou help. Maar jy gaan my ook help, Lourens. Jy gaan die klein van Blerk stil maak. Begryp jy? En hoeveel verlang jy, meneer De Necker? R45.000. Maar R45.000? Dit is 'n groot lening. Veral op die oomblik. Jy weet, daar is kredietbeperkings en so voort. Ek weet maar. As ek my huis gee as sekuriteit. Ek sou graag wil help, weet jy. Maar so 'n bedrag. Ek het... Meneer Marie, kan u nie in hierdie geval een uitsondering maak nie? Asseblief. Ek sal die geld terugbetaal binne 3 maande. Ek sal my huis verkoop. Meneer De Necker, waarom speel u nie oopkaarte met my nie? As ek weet waarvoor u die geld wil hê, nou ja, dan kan ek dit na die direksie toe neem. Dan wil julle my nie help nie. Nee. Dit is nie dit nie. Jy moet besef die omstandighede. Ek kan nie niks beloof nie. As die bedrag net kleiner was. Oh wel, dan sal ek maar op 'n ander plek gaan probeer. Daardie checks wat nou die dag in De Necker se rekening inbetaal was, onthou jy dit nog? Die vir Erasmus. R45.000. R45.000, né? By die pos aan. Dis skakelwerk, Dewald. Publisiteit, advertensies, die gewone ding. Henny Baarmeister, hy is die besturende direkteur. Jy sal met hom ook nog moet gaan praat. Die firma is in Johannesburg. Maar ek bedoel, ek verstaan nie. Ons soek al lank 'n man soos jy, Dewald.
laas op die direksievergadering ook daaroor gepraat. Ek het Bouwermeister eergister gesien. Ons kan jou 9000 aanbied. As dit te min is, ons kan praat, Ewald. Maar, ek bedoel, hoekom? Man, ek loop al lank met die gedagte. En jy hoef nie vir my dankie te sê nie. As jy nie goed was nie, sou ek het nie gedoen het nie. Dink jy kan my môre antwoord gee? Ja, natuurlijk. Gaaf. Toe ek vir Dewald probeer omkoop, ek weet nie my kind. Dit klink vir my so, man, ek kan dit skaars glo. Pa, Dewald ken vir die nekker skaars 'n week. Dink pa Wat regtig bekommer jy jou oor Dewald? Mens sou sweer jy sal hom verloor. Moenie Klaas Kali jou weer 'n slag kort vat nie. Kom my vanaand hier na toe. Nee, het weer een van sy koekstertjie vergaderings aan die gang. Ag jong, jy steur te veel daaraan. Hy sal daar wel oorkom. Los hom net uit. Hy sal nie daaroor kom. Hoe kan jy sê? Ek ken vir Kali. Dis net van haar Dewald van Blerkie aangekom dat iewes skielik so katterig is met Kali. Miskien begin my oë nou eers regtig oopgaan. Nee jong, dis nie dat ek iets teen Dewald het nie. Dis as jy miskien 'n oogie op hom het, En wat dan? dan sal ons weer 'n slag moet gesels. Ek weet ek kan nie aan jou voorskryf nie, maar ek kan jou ten minste raad gee. En as ek jy is, nooi ek hom liewer nie weer hier nie. Jy soek vir Kali. Jy weet nie waarvan jy praat nie, Isabel. Besef jy dat Dewald vir die afgelope 8 jaar nie 'n huis se mense gehad het wat hy sy eie kon noem nie? Kan jy jou indink hoe ontsettend dit moet voel om so alleen te wees? Maar hy is nie jou verantwoordelikheid nie, my kindjie. Ag, kry hom maar net jammer, mamma se. Vandat hy hier aangekom het, jak almal hom af. Verstoot almal hom. En vandat hy die storie oor die myn geskryf het, maak almal of hy melaats is. Ek dink nie hy sal 'n valse berig skryf net omdat hy Hofmans daar haat nie. Niemand het dit gesê. Ja, maar niemand doen ook iets om hom te help nie. Nee, dis nie waar nie. Die bank het nou wel vandag die myn se krediet opgeskort. Maar dis oor Dewald se koerantstories. Dis hoekom. Ons sit skielik sonder geld. Besef jy as die bank nie baie gou van plan verander nie? Besef jy hoeveel mense gaan sonder werk sit as ons moet toemaak? Meneer praat of dit my skuld is. Rooster, sê my, hoe voel dit? Hoe voel dit om 'n Judas te wees? Wat het ek jou gedoen dat jy koerante moes hardloop? Ek het meneer gewaarsku oor daardie rots. Elke keer as ek opmetings maak, het ek vir meneer gesê hy is 'n gevaar. Maar meneer wou nie luister nie. Weet jy van die span myne ingenieurs wat volgende week hierheen toe kom? Nee, jy weet nie. Weet jy van die onderhandelings wat ek by die departement aangaan? Maar terwyl ek besig is om iets positiefs te doen, Roestof, verkoop jy paniekstories aan die koerant. Asseblief meneer, maar as meneer my net gesê het. En weet jy dat ek jou moet inlig oor alles wat ek doen? Roestof, ek gaan jou nog een kans gee, net een kans. Maar ek wil jou waarsku. Praat weer met Van Blerk en jy hoef nie terug te kom werk toe nie. Hallo? Hallo Dewald. Luister, ek het 'n groot storie vir jou, maar ek wil nie hier van die huis af praat nie. Kan ek jou iewers ontmoet? So 'n bietjie later. Goed. En sê nou publiseer dit, Blanche. Wat van jou pa se posisie by die bank? Wat dink jy wat gaan die direksie sê as hulle môre in die koerant lees wat hulle vertroulik besluit het? Ek het gedink jy sou bly wees as ek jou sê. Ek dink net aan jou. En jou pa. Dit is 'n groot storie, Blanche. As enige iemand anders het net vir my kom sê, as dit net nie jy en jou pa's wat betrokke was nie. Ek weet nie wanneer laas ek 'n aand so geniet het nie. Ons het eintlik 'n verkeerde ding gedoen, Blanche. Jy's aan Kali verloof. Wel, hy het eerste aanspraak op my gehad vanaand en waar is hy? Nee, wat ek voel glad nie skuldig nie. Julle twee, jy en hy is julle so hakses. Hoekom maak jy dit nie uit nie? Ons kom partykeer goed klaar. En die res van die tyd? Ek dink ek sien te veel van hom en hy van my. Ons bedags mekaar dan nog saans so. Blanche. Jy weet tog daar's foute as dit so gaan. Ag, wat sê jy tog omgee, Dewald? Jy het jou eie probleme. Ja, dis reg, Blanche. Ek het my eie probleme. Maar toe ek hier aangekom het, het jy iets vir my gedoen. As ek jou kan help, meneer. Wat het ek gedoen om jou te help? Jy het my behandel soos 'n mens, Blanche. Nie soos iets wat uit 'n sirkus ontsnap het. Ag,
Dewald, jy darm. Kom gou hier om. Nee, wag. Ons het niks gedoen om haar weg te hardloop nie. Wees net natuurlik, dis al. Callie! Callie! Hallo, Callie. Ons het jou gesien. As ek jy is ook my mond. Kom, Blanche. Asseblief, Callie, dis nie Blanche, is ek wat hy hiernatoe gebring het. Ek het jou gewaarsku met my pad te bly onthou. Moenie dat ek dit weer doen. Asseblief, Callie, jy maak my seer. Luister, Callie, asseblief. Hou jou neus uit my sake uit. Al liewer jou hier weer op my. Moenie vir Blanche afnou hoor dat jy vir my kwaad is nie. Eina, Callie. En as ek dit nie doen nie, Dewald, wat dan? Wat gaan jy dan doen, hè? Asseblief, Dewald, los hom lieflik Nee, wag. saam met toe. Wat gaan jy doen, Dewald? Ek het haar gelos, dis al wat ek gevra het. Moenie jou gewone lafhartigheid openbaar nie, Dewald. Jy het my gedreig. Toe. Wys nou wat in jou steek. Nog altyd agteraf soos altyd. Jy wat skoolmeisies doodgooi met 'n spies. Toe. Wys nou wat in jou steek. Ek dink ek loop liewer. Los my, Callie. En as ek dit nie doen nie, Dewald. As ek jou nie los nie, wat dan? So. Dan was ek reg. Nog altyd die lafhart. Die ou Dewald van Blik. Sê my, wat moet 'n man doen om jou kwaad genoeg te kry om jou hande te lig soos 'n man, hè? Asse, Callie, wat gaan met jou aan? Al die mense kyk af vir ons, kos gaan huis toe. Jy kan gerus maar gaan, Callie. Ek sal nie terugslaan nie. Jou rot. Jy kan my beledig. Jy kan my klap. Jy kan my in die aarde inloop as jy wil. Soos jy gesê het, ek het my hande een keer vir 'n mens opgelig. Maar niks wat jy kan doen of sê sal my dwing om dit 'n tweede keer te doen. As ek jou net een ding met alle oortuiging kan vra. Moenie dit op Blanche uithaal nie. Sy het jou niks gedoen. Jou vuil goed. Blanche. Jy moet kies nou. Ek deel jou nie met Dewald nie. Daar's niks tussen my en Dewald. Maar dat is nog nie moeilik om te kies nie. Ek kan dit nie op as ek in hom vasloop nie, Callie. Of Masdal is in Johannesburg nie. Blanche, beloof. Wil jy hom nie los nie? Nou goed, Callie, as dit jou tevrede gaan stel. Ek beloof. Dit zit een groot kop kry op die achterbanken van die Volksraad nie. Nou, zo makkelijk als ik jou gemaakt heb, zo makkelijk kan ik jou breek ook. Kom maar, je hoeft niet half mijn televisie voor te lezen. Nee, lekker patje. Oh, nee, maar dat niet. Maar het geluk is kom maar. Nee, lekker. Ja, dank je wel. Ja, het is goed dat we dan lekker praten. En dan wil ik weten, waarom heb je van Berg weer omkoop? Omkoop? Ik heb hem een bos aangegeven. Vertel of iemand anders daar strooi. Jy het van Blerk gesê jy's op die direksie van Bouwmeester. Jy is nie. Ek het seker gemaak. Maar Floors Erasmus is. Luister Thys, ek's baie dankbaar vir die hulp met die verkiesing, maar Nekker, van wanneer werk jy vir Erasmus? Van wanneer was jy sy lakai om 'n lastige koerant van op die weg? Ek jammer, ek kan nie meer praat nie. My vrou en dogter wag my in die menser. Ja, goed. Maar as ek uitvind jy's korrup, nadat ek my koerant se integriteit tot jou beskikking gestel het. Jy moet onthou. Ek sal elke bladsy van daai koerant gebruik om jou te takwideer. Right? Wat bekeer van Berg? Of het jou klaar omgekoop? Sê my dan, weet ek waar ek staan. Ek is nie so seker of meneer sal verstaan nie. Draai my van Berg. Draai my. Dis al wat ons gaan uitvind. Right? Meneer, as ek die storie gedoen het, maar hy sou sy werk verloor het. Ja. Dis al, meneer. So. Hy sou sy werk verloor het. En wat daarvan? Meneer, as man... Van Blerk. Ek het hulle man in die pad gesteek oor hy
spelfout gemaak het. 'n Spelfout. En jy het die vermetelheid om sulke snert vir my te kom vertel. Het was vir my 'n saak van beginsel, meneer. 'n Saak van beginsel. Luister nou mooi, Van Blerk. As jy begin bedenking skryf oor jou werk hier, dan moet jy my sê. Right? Maar as jy anders besluit, dan begin jy nou. En jy bly hier in Hofmansdal en jy klim in daardie myn storie in en jy doen hom. Jy's reg of weg. Ek kan seker maar sê, die myn is baie tevrede met die ingenieurs se bevindinge. Vir julle here van die pers het ons 'n opsomming gemaak van die oorspronklike. Hy is nie so tegnies nie. Kan ek die oorspronklike sien? Nee, soos ek gesê het, dis baie tegnies. Maar kan ek dit sien? Dis vertroulik. Buitendien, hier het jy mos 'n opsomming daarvan. Vir wat wil jy die oorspronklike sien? Kan ek dan van meneer Jensen vra? Meneer Jensen, is hierdie opsomming getroue weergawe van die oorspronklike? Natuurlik is dit. Ek vra meneer Jensen. Ja, wel, dit is min of meer wat ons bevind het. Meneer Jensen, u sê hier, dit hou geen onmiddellike gevaar vir die dorp in as die myn die nodige veiligheidsmaatreëls tref nie. Wat presies bedoel u daarmee? Kyk, Van Blerk. Dis 'n duidelike verstaanbare Afrikaans, is dit nie? Ek skat meneer Jensen kan vir homself praat. Wel, wat ons sê, ons dink nie dat die rots enige gevaar inhou nie, maar 'n mens, dis toch vanselfsprekend dat die myn die nodige voorsorgmaatreëls sal tref. Ek dink die meeste van julle here se vrae word in hierdie opsomming beantwoord. Meneer Jensen en meneer Willemse het my ongelukkig gevra om so vroeg moontlik verskoon te word. Hulle moet nog terug stad toe. So as julle nie omgee nie. Meneer Jensen, net voordat u loop, kan u my net sê, ja of nee? Is hierdie opsomming 'n baie getroue weergawe van die oorspronklike? Van Blerk, ek weet nie wat jy probeer insinueer met daardie vraag nie. Meneer Jensen is 'n onafhanklike myningenieur en sy integriteit staan bo verdenking. Beantwoord dit jou vraag. Meneer Jensen? Wel, ja. Ja, natuurlijk. Waarheid, wat bedoel je waarheid? Meneer Roestoff, ek neem aan jy is 'n man van selfrespek en integriteit. Hierdie verslag sê jy het al die tyd vir my gelieg. Ek kan ook sê nie. Praat met Floris Erasmus. Cheers, nee, daar sal hy nie praat nie. Meneer Roestoff, jy het eendag vir ons vertel dat jy dit nie op jou gewete belê as die rots op die ou dorp val nie. Wat het intussen verander? Jy het self die opmetings gedoen. Wil jy my sê jy het 'n fout gemaak? Kyk asseblief, ek kan nie praat nie, julle weet dit. Jou gewete dan gelê, meneer Roestoff. Of het meneer Erasmus jou uitgevind en geïntimideer? Of het hy jou omgekoop soos hy my wou omkoop? Ek laat my nie omkoop nie, jy behoort dit te weet. Meneer Roestoff, sê nou maar ek publiseer die verslag van die ingenieurs. En net dan langsam publiseer ek die verslag wat jy my destyds gegee het. En ek sê van wie dit kom. Jy kan dit nie doen nie. Jy het beloof onthou. Jy het beloof jy sal nooit my naam gebruik nie. Ja, cheers, maar daar's 'n limit, meneer. Meneer Van Blerk, my kinders, ek sal nie weer werk kry nie. Watter myn gaan vir my werk gee as jy my naam in die koerant sit? Sy is onskuldig. Hulle is almal onskuldig. S'nags, ek kan nie slaap nie. Ek lê in bekommer oor daai groot klip. Ek lê en dink aan die mense van die ou dorp. Maar as ek opstaan en gaan kyk na my kinders wat slaap, onskuldig. Hoe kan jy kies tussen jou kinders se welsyn en... Wie wag jy nou, man? Wat van die storie? Ek sê of maar daar's 'n bewaring nie. Die baas, hy gaan... wil met hom ook. Meneer Van Blerk, Meneer Van Blerk, baie dankie. Vergeet dit. Daardie verslag, hy is bekook, meneer. Ek weet nie hoe Erasmus dit reg gekry het nie, maar hy is bekook. Maar meneer moet nie sê ek het so gesê nie. Ja, ou. Ek het so gevoel dat ek sy jou hand moet begin vashou. Jy het net die dag daar by Roestorp. Vir my gelyk asof jy net sag begin word vir hierdie job. Jy sal jouself moet opcheck, ou Davie. Sal nie veel vat nie in 'n basthuis fire jou. Jy sal tog nie verstaan nie, man. Kry so 'n gevoel. Soms dink ek die ding word te groot vir my. Ons almal. Sien
dat die rots val. Of as hulle maar die myn moet sluit. Dis baie mense se lewens wat in gevaar is. Daar's... Ja, kom ons vergeet daarvan. Jy weet, partykeer dink ek jy's geen trolley af. Jou moeilikheid is jy vat almal se skuld op jou skouers. As hier iets gebeur, wie se skuld is dit? Joune. Ja, okay. Jy's net 'n koerant, man. Jy moet die waarheid skryf. En as iemand seer kry, so wat? En as jy aan die ander kant uitkom, wat is jy dan? 'n mens of 'n masjien? Het jy in daai berig van jou gesê die hele verklaring is een lang liegstorie van begin tot eind? Nie in soveel woorde nie. Jy moet ou. En noem hulle sommer by die naam ook. Jy moet nie bang wees nie, man. Wie skryf die storie? Ek of jy? Jy kan dit sommer vir my gee, ek sal dit wegstuur. Jy moet môreoggend vroeg pos toe vat, Willie. Anders is hulle telk sit te besig. Môre, juffie. Ach, nee, shit, man. Helemaal van je trolley af. Jy hulle nie verblaas nie, sal ek. Hy is dringend weer. Ja. En ekskuus tog, hoorie. Wat maak jy Saterdag aan? Reël vir my 'n dringende direksievergadering. Môreoggend. En kry vir my die myningenieurs op die lyn. En dan die prokureurs ook en maak gou. Die duiwel is los. Nout van Blerk te ver gegaan. Daar is minstens 3 lastereise in hierdie berig. Die myn, die ingenieurs en jy. Nou sal ons vir van Blerk uittrek. Kaal uittrek. As dit moontlik is, Floors, ek wil nie die ding betrek word nie. Nie betrek word nie. Jy het geen keuse nie. Na alles wat van Blerk hier in die koerant kwytraak van die myn en van die ingenieurs. En ek kon die versoeking nie weerstaan om jou in te sleep nie. Jy's mos nou nuusbaardig. Jy's op die direksie en jy's 11 jaar. Wel nou, ek sê jou een ding. As jy hom nie dagvaar nie, dan is dit so goed soos 'n skulderkenning. Het jy met my berig, Peter? Ag, Churchill, ja, wat jy jou besiel, man? Wie wat die berig die koerant gaan kos? Dis presies wat Erasmus wou gehad het. Nou kan hy dagvaar en tussentyd is die saak sap judicae. Jy die storie doodgemaak, effektief mors dood. Maar dis die waarheid. Die waarheid? Kan jy dit bewys? Roeistof, hy kan. So nou wil jy onderdruk en nuusblad met sy bronne ook openbaar. Wie wat dit vir die koerant se reputasie gaan beteken? Ag, Churchill, Davie, man, ek het nie geweet nie, Jenny. Goed, jy het nie geweet nie. In elk geval, die kool is deur die kerk, so vergeet het. Bel van Moller en sê vir hom, ons kom terug. En sê vir hom, hy moet solank die baas waarsku, daar kom 'n lasteraksie, as hy het nog nie weet nie. En wat van my, wat die berig oorgeskryf het, moet ek hom dit sê, Davie? Nee, wat, dit sal niks in die saak verander nie, so vergeet het. As jy my soek, ek het net gou vir Blanche gegroet. Hallo Blanche. Hallo Dewa. Ek het net kom groet. Ga jy daar weg? Dag dan. Die myn het ons gedagvaar vir laster. Maar ek verstaan nie. Is dit oor iets wat jy geskryf het? En nou? Kan ek eerlik met jou praat, Blanche? Natuurlijk. Ek weet al nie om dit te sê nie. Ek sou so graag.
As ek 'n ander mens was. Ek sou so graag weer hiernatoe wou kom. Wou kom om met jou te kom gesels. Ek en Callie, ons gaan trou, Dewald. Asseblief, Dewald, jy my nie verkeerd verstaan nie. Nou die aand het hy my laat beloof dat ek weer sou sien of met jou sou praat. Ek is jammer, dan loop ek maar. Wag eers 'n bietjie, Dewald, kom eers 'n bietjie in toe. Ek's bang jy gaan dink is oor jou dat jy so vir my het. Ag, wat maak dit saak wat ek dink, Blanche? Dit maak saak, Dewald, vir my maak dit saak. Jy dink ek maak fout, né? Nou maar goed. As jy dan moet weet. Ja, Blanche, ek dink jy maak 'n fout. Elke oggend as ek wakker word, is die vreeslikste, die akligste gevoel. Ek is bang om met myself te herken, Dewald, man. Jy wil nie met hom trou nie. Hoekom sê jy hom dan nie? Hoe kan ek? Is nog nie 2 maande, hoe kan ek dit vir hom sê? Daar's niemand wie jou kan help besluit nie, Blanche. Hoe weet jy? Blanche, as ek net iets gehad het om vir jou. As ek net iemand anders was, 'n ander mens. As my lewe net nie so verloop het. Wat probeer jy sê, Dewald? Ek het al reeds te veel gesê, Blanche. Wat ek probeer sê gaan net my lewe en joune kompliseer, dis al. En as jy my help deur wat jy sê? Kan dit jou help, Blanche? Kan dit jou help as ek vir jou sê hoe ek oor jou dink, oor jou voel? Dalk help dit om my om te besluit, Dewald. Op die oomblik, Blanche. Die lastreise, hulle gaan groot wees. Ek weet nie of ek ooit weer kop bo water sal kan kry nie. Ek is geen posisie om te praat nie, verstaan jy dit? Totsiens, Blanche. Hallo, Callie. Het ek jou nie gesê om nie weer met die vent te gesels nie? Hy het net hiernatoe gekom om te groet. Hy gaan weg. Ek sou dink hy gaan weg. Hy is in die moeilikheid. En jy? Jy kan maar nie sonder hom bly nie, né? Asseblief, Callie, ek wil nie nou daaroor praat nie. Jy het selfrespek. Callie, jy praat nie met 'n kind nie. As jy lus is om argumente te soek, loop huis toe. Dis dit ek wat argument soek. En toe jy hier gesit en gesels het? Ek dink ek gaan kamer toe. O nee, jy gaan nie weer weghardloop nie. Vandag gaan ons alles uitgesels. Vir eens en vir altyd. Daar's niks om uit te praat nie. Nou goed. Maar waar skeek jou finaal? As jy hier uitloop, dan loop jy uit my lewe uit, verstaan? Ek is nou siek en sat om my tyd op jou te mors. Blanche, luister oomblik. Nou goed, as jy nou toe wil gaan dan. Gaan krapeer saam met die vent. Tomorrow, ek sal saam met jou ingaan. Ek sal die baas sê dis my skuld. Sal niks help nie, wil nie vergeet dit. As ek net 'n bietjie meer moed gehad het, sou ek in elk geval die brug geskryf het net soos hy daar staan. Jy het maar net my veel werk vir my gedoen, so vergeet dit. Ek sal nie vir jou naam noem nie. Cheers vir hom. Ek weet nie wat om te sê nie. Binne. Van Blerk. Kom in, man. Kom in. Sit. Jy wil zeker die lastereise sien. Wel, hier is hulle. 3 van hulle. Altesame R105.000. Jou ou deeltjie bedra R45.000. Pragtig. Pragtig. Ek is jammer, meneer. Ja, ek skat jy is. Wel, daar's hulle. Diedriks van die my. Du Plessis. Deneker. Man, die direksie is so tevrede met jou is net nie waar. Ek het reeds gesê ek is jammer, meneer, maar die koerant wat die brug hê en ek het hom geskryf. Jy het hom geskryf. Laster of geen laster.
Man, jy daarmee 'n bang haar op jou kop. En waar gaan jy die 45 vandaan kry? By jou pa? Al wat ek kan sê is, die storie is waar, meneer, en dit is in openbare belang. As dit dan waar is, waar is jou bewyse? Hoekom staan dit in die berig? Ek kon nie Rostoff se naam gebruik nie, meneer, hy sou sy werk verloor. Sus toe. Ek kan al sien hoe huil die regter as jy moet vertel. Nee, jy daardie storieetjie in die kroeg opgetel. En op een of ander mynertjie se woord belaster jy die LV, die mynbaas en die opmeters. Nou ja, jy's in die pad gesteek. Van hede oomblik af. Right. En as ek jy skryk vir my 'n werk waar ek nie weer aan 'n pen hoef te vat nie. Jy's besig om jouself te vernietig met daai regterhand van jou. Blanche is op die telefoon, man. Sy gaan 5 minute vir jou. Hallo, Blanche. Hallo, Dewald. Is jy toe afgedaal? Ja, Wat gaan nou vir jou word? ek weet nie, Blanche. In elk geval vir iemand wat niks het nie. Som met ewe of jy R100 moet betaal of 45.000. Is dit so erg? Ja. Is daar iets wat ek kan doen? Nee, Blanche, dankie. Het jy daar 'n blyplek? Jy hoef jou nie oor my te bekommer nie, Blanche. Jy het in elk geval jou eie probleme. Ek en Khalid, dis verby. Alles is verby. Dewald, hoor jy wat ek sê? Ja, ek hoor. Sê jy niks? Ek hoop net vir jou. Dit was die regte ding. Wat jy gesê het, Dewald, oor dat jy baie keer hiernatoe wil kom net om te praat. As jy wil, ek sal bly wees. Dankie, Blanche. Sal jy, Dewald? Blanche, om baie eerlik te wees. Dis alles nou so de mekaar. Ek weet nie of ek ooit weer 'n normale lewe kan hê nie. Dis hoekom ek nie dinge kan beloof nie, verstaan jy dit? Ek weet half nie om te begin nie. Wat het jy op die hart, juffrou? Kom sit. Ek wil nie inmeng of my neus steek in dinge wat my nie raak nie, ouma. Het hom in die koerant gesien van Dewald in die lastereis. Juffrou, kyk. Wat wil jy vir my probeer Asseblief, sê? moenie kwaad word nie. Ek het nie gekom om moeilikheid te maak nie. Ek wil net praat, dis al. Nou goed. Wat is dit? Dewald het iemand nodig. Nou, wat het dit met my te doen? Hy is toch oom se kind. Juffrou, kyk. Ek bespreek hom met niemand nie. Verstaan my baie goed, met niemand nie. Oom, ek verstaan hoe hom voel omtrent hom. Ek verstaan van al die moeilikheid. Ek wil niks daaraan verander nie. Juffrou, juist wat is jou verbintenis met hom? Eintlik niks. Eintlik heeltemal niks. Nou skeel dit jou of hy hulp nodig het of nie? Ek kan dit verduidelik nie. Ek verstaan dit partykeer self nie. Ook nog vir hom omgee nie. Nou goed, jy gee om. Maar wat my betref, het niks verander nie. Hoegenaamd niks nie. Dis as jy my sal verskoon. Oom Dewald is verskriklik eensaam, oom. Hy het geld nodig en hulp ook, oom. Nee, Maar oom, van kleins af het ek vir hom alles gegee. Al my tyd en al my liefde. In hierdie huis het hy alles gehad. Maar intussen het alles verander. oom, watter vader sal vir sy kind te sy om brood vra? Moenie vir my die Bybel uit kom aanhaal nie, hoor jy? Wat weet hy van alles af? Wat weet jy? Jy's nog 'n kind, 'n bogkind. Wat weet jy van bitterheid? Bitterheid wat oor die jare erger en erger word.
Ek voel so verskriklik jammer vir oom en vir Dewald ook. Miskien is daar net ietsie. Miskien kan is daar net 'n woordjie. Nee. Loop liewer. Gaan huis toe. Ga liewer huis toe voordat jy ook seer kry. Vergeet van hom en vergeet van my. Ja, vergeet van hom. As die Here ons dan moet straf, is daar niks wat ons daaraan kan doen nie. Dan gaan oom hom nie eens probeer help. Jy kan nooit weet wat hel hierdie huis deurgemaak het nie. Hy het alles in my doodgemaak. Alle gevoel, alle jammerte. Ek is soos 'n dooie ding wat maar nog net hier is. Gee hom dan niet geld oom. Hy sal bitter nodig hê. Vir hom beteken tog niks. Nee. Nee is dit wat vir my niks beteken nie. Ek nog nooit so ontsettende bitterheid gesien nie. Dankie dat jy gekom het. Ek wou al so lank al op Mansdal toe gegaan het, of net gebel het. Maar ek het nie die moed gehad nie. Nou is die hele woonstel mooi aan die kant. Pak so 'n paar goedjies, dan kom jy saam met my. Jy het toch niks hier verloor nie. Jy kan sommer by ons kom bly. Ek weet nie. Jy is nie bang vir ons, is jy? Maar jou pa en Isabel, Hulle het niks teen jou nie. miskien moet jy hulle eers laat weet. Hulle voorberei. Dalk wil hulle my nie daar nie. Is jy bang dat ons ook sal verwerp soos almal op Hofmansdal? Jy ken ons idee wat jy sal sien. Goed, ek sal gaan. En as ek jou vra om met die nekke te praat oor die 2 checks, Nee, ek sal nie. is jy bang daar was ook bedrog of omkoper? Ja. Ja, as jy dan moet weet, ek is bang. Langs een slag in my lewe was ek regter, jury en laksman. Nie weer nie, nooit weer nie. Die slag kan dit eerder ek wees. Vergeet een ding, Dewald. Die keer is jou verantwoordelikheid veel groter. Die keer is honderde mense se lewens in jou hande. Dink daaroor, Dewald. Wil jy ek moet saam ingaan, Dewald? Jy hoef hom nie te vra, dis alles. As hy lieg oor die checks, is dit sy verantwoordelikheid. Verstaan jy nie? Ek weet nie, Blanche, ek weet nie. Ek wil hê jy moet weet, Dewald. Ek vra dit jou vir jouself en vir my. Wat bedoel jy? Ek hoop so jy vind jou voete, Dewald. Daarom wil ek hê jy moet hierdie ding met 'n nek nie sommer so halfpad, so in die lug laat bly nie. Blanche, ek weet nie. Iets hier binne in my sê vir my, ek moenie in hierdie huis ingaan nie. En as ek jou vra? Is dit vir jou so belangrik? Ja, Dewald. Later, as ek klaar is, kan ons praat, Blanche. Tuurlik. Dis nie oor die lastreis nie, meneer Nekker. Maar wat dan? Jy moet maar gou praat, ek is baie besig vandag. Ek het net kom hoor. Ek het net kom vra van die checks. Checks? Die 2 checks van R45.000.
Die wat oom Floors Erasmus aan die uitgeskryf het. Kyk hier, Dewald. Ek het my persoonlike lewe. En ek het niks om vir jou of vir jou koerant te sê nie. Niks. Meneer Nekker, net verlede week, was hy by die bank om R45.000 te leen. Hy was desperaat, hoekom? Kyk, Dewald, ons het niks vir mekaar te sê nie. Van die begin af het ek jou net oordentlik behandel, maar jy is iemand wat verkies het om my naam in die koerant te beswatter. Besef jy dat alles uiteindelik sal uitkom? Die opmeters sal 'n verslag aan die hof moet voorhou om te bewys ons het gelieg. En hulle kan nie, want hulle weet ons het nie. Dewald, kom ons servies toe. Weet jy wat gaan op ons dal doen as hulle uitvind jy het saamgesweer om die dorp se veiligheid te bedreig? Dat jy geld ontvang het daarvoor. Weet jy wat 'n verleentheid vir die regering gaan wees in die parlement? Waar kom jy aan alles? Waar kom jy daaraan? Jy moes nie nooit laat ompraat het om saam te dagvaar. Het jy blootgestel? Het jy nooit gedink die waarheid gaan uitkom nie? As jy al hierdie dinge weet, hoekom publiseer jy dit dan nie? Ek het gehuiwer. Ek het gedink as julle die berigte lees, julle sal alles self regmaak. Julle het nie. Ek het Erasmus gewaarsku, maar hy wou nie luister nie. Ek's onskuldig. Die checks, dis nie wat jy dink nie. Jy het hom probeer terugbetaal. Ek het agtergekom van die rots. Ek het met Erasmus gaan praat. Hy het my gedreig, hy het my afgepers. Hy het gepraat van omkopery. En van toe af het hy saam begin toesmeer. Ek het 'n vrou en 2 dogters Dewald. Die oudste, sy's op hoërskool. Wat sal hulle moet dink as hulle weet? As hulle moet weet, hulle pa is 'n misdadiger. Nee, moet nie praat oor die kinders nie. Wat van die kinders van die ou dorp as die rotsval? Wat van hulle? Wat gaan jy nou doen? Ek weet nie. Dewald, ek weet. Ek sien 'n posisie om ek moet nie gunste vra nie, maar as daar iets is, ek sien niks doen. Die lastreis, ek sal dit terugtrek. Ek stel net belang in die rots. Ek weet nie wat ek gaan maak nie. Maar as u nie kan toesien dat iets gedoen word nie. Jy gaan my nie vir die honde gooi nie. Ek wil nie, ek sweer ek wil nie, maar dit rus op u gewete. As ek praat, my hele lewe, my hele loopbaan, alles na my heen. Alles op die lap. Omkopery, bedrog. My goeie naam, my gesin. En as jy nie praat nie, hoeveel lewens? Hoe kan jy enige mens voor so 'n keuse stel? Dit is nie ek nie, meneer De Nekker. Die ding is groter as ons albei. Albei van ons. Ons is vasgevang teen ons sin. Ek gloei elke woord wat hy sê. Maar wat help dit? Wat help dit? My hele lewe. So 'n mislukking. Ek het so hard probeer. So lank gewerk vir alles wat ek nou het. My kinders. My vrou. Ek is jammer. So bitter jammer. Loop nou. Loop. Ek wens sodat daar iets is wat ek kon doen om te help. Nee, daar's niks wat jy kan doen. Jy het jou eie vuur aangesteek, Lou. Ek het jou gewaarsku, het ek nie. Ek het jou gesê, as jy sing, dan sing jy alleen. Floors, asseblief, jy moet my help. Help jouself, Lou. Maar kan jy nie verstaan nie? Ek verstaan niks. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen, Floors? Dis jou probleem, is dit nie? Voel jy nie nou beter nie, Dewald? Bietjie. Dis asof jy las
Asof alles skielik makliker is. Sê dankie vir Dr. Marie. Dankie, Dr. Marie. Maar daar's nog iets wat jou pla, né? Ek kan Nekker nie uit my gedagtes uitkry nie. Hy was so verskriklik ontsteld. Ag, Dewald, jy moet jou tog nie daaroor bekommer nie. Blanche, 1 of 2 keer. Ons het so ver langs gepraat. Wat lief my sê, Dewald? Ek weet ek moenie verder praat nie, maar daar's iets wat ek vir jou moet sê, Blanche. Ek dink nie jy weet wat jy alles vir my beteken het vandat ek teruggekom het nie. As dit so is, dan is ek bly, Dewald. As ek weggaan, ek sal jou nooit vergeet nie, Blanche. Ek wens so as dinge net anders was. Ek gaan jou mis, Dewald. Blanche, geen mens op aarde. Niemand het al vir my gedoen wat jy vir my gedoen het nie. Sien jy kans, Blanche? Ons twee, ek bedoel. Ja, Dewald. Ek sien kans. Waar kom julle twee vandaan? Dis ons saak, Callie, maar as jy moet weet ons het gestap. En voor dit? Kyk, Callie, ek weet nie wat jy hier soek nie. Dewald was by die Nekker. Wat daarvan? Die polisie soek jou. Polisie? Wil jy vir my sê jy weet nie daarvan nie? Wel. Laat ek die eerste persoon wees om jou mee te deel. Dewald. Jy het sopas jou tweede moord gepleeg. Die Nekker het homself geskiet. Dewald, as ek jou 'n persoonlike vraag kan vra. Hoe kry jy dit reg, hè? Wat het jy vir die Nekker gesê wat hom so ver gedryf het? Wat het jy vir hom gesê? Wat het gebeur? Ek moet vir jou vra. Jy was laas by hom. Jy is die laaste persoon op aarde wat met hom gepraat het.
Dewald, asseblief, dit was nie jou skuld nie. Nee, sy skuld nie. Los hom, Dewald! los hom. Los hom tog net. Dewald! De Nekker is dood. En dan is 'n brief van hom by die polisie. Hattangbade duiwel is van Blerk. Dat ek hierdie storie van Saba moet kry. Magtig die man is so dier as ek hom nodig het nie. Maar ek het hom, meneer het hom daar gefire. Gefire se voet. En moenie van dinge praat waarvan jy niks van weet nie. Right? Maar ek het hom As sy kop 'n bietjie dik is oor ek hom skrik gemaak het, dan moet hy maar net weer goed word. Die polisie sal op die myn. Toe, damn it man, wat staan jy rond? Vat 'n kar ry en gaan haal hom. Hy is nie by sy woonstel nie, meneer. Ek was gister daar. United States of the report issued by Diederiksen du Plessis contained information not supplied to the press in a statement issued directly after the inspection of the rock had been completed. Nou, dis sluis met Klaus Erasmus. Dat was Dewald altyd reg. Natuurlijk was hy reg. Was hy ooit verkeerd? Sorg dat hierdie storie by voorblad kom. Wat dan van die lasteraksie? Daarvan sal ons niks weer hoor nie. Toe weg is jy. Hatting, wat staan jy nog hier rond? Ry man! Hatting! Hatting! En sê van Blerk. Sê vir hom as jy hom kry. Ek soek sy bloed, hè? Right! Hallo Willie. Hallo Blanche. Kom binne. Nee, Church, dankie. Ek soek net vir Dewald. Ons soek hom al van gistermiddag af. Was hy hier? En by die Nekker? Church. Ek verstaan nie hoekom alles altyd met Dewald moet gebeur nie. Jy moet nie te gou moed opgee in jou, Blanche. As daar iets is wat Dewald nodig het, is dit iemand soos jy. Net om hom te help, dis al. Hy wil nie hulp hê nie, Willie. Ek het hom geroep, hy het net weggeloop. Ek is bang die ergste gaan gebeur.
Hoekom vra jy vir my van alle mense? Hoe sal ek weet waar hy is? Hoe sal ek weet of hom gee? Asseblief ons. Asseblief. Jy kind, is jy vir hom? Al weet jy hoe hy iemand aan? Onder enige omstandighede, onder alle omstandighede. Ek kan dit nie verduidelik nie. Ek weet net dat as daar iets moet oorkom, as ek net enigiets kan doen, as ek... Droomlik ek, moet jy so sê. Ek kan dit nie help nie, papo. Hoe kan ek hier staan en luister as die wat sy eie pa van hom praat as by net 'n dier is? Asseblief. Asseblief vir my. Ek het hom lief. Om was 8 jaar nie lank genoeg nie, om het hy nie al genoeg deurgemaak nie. En ek? Asseblief, as oom het dan nie vir hom wil doen nie, doen het ook vir my, oom. Ek sal het altyd onthou, oom. Ek sal vir hom soos 'n kind wees. Ek sweer, ek sal enige iets doen, oom, asseblief. Wat moet ek doen? Moet weet, iewers moet daar 'n plekkie wees waar altyd heen gegaan.